Dag sy daar, dankie dat julle by ons kan aansluit en welkom by nog 'n uitsending van Klets Kompas. My naam is Ogito Greik, vandag is maandag die 10de Augustus. Bietjie later in ons program vandag sal Andrew Poolman weer by ons aansluit in die ateljee om sy oorsig en insig te gee oor die naweek se sporthoogtepunte. Voor dit bespreek ek en Irene Marie van der Walt bietjie die nuutste nuus uit Republican se binneblaaie vir môre se koerant. En natuurlik loer ons ook by die weerkantoor in na hierdie bibberoggend vanmôre. Maar bly by ons, daar is nog veel om te geniet en om oor te klets hier op Klets Kompas. Welkom terug en welkom Irene Marie, hoe gaan dit vandag? Dit gaan nou, Gito, dis toetsweek vir my, so dit gaan besig, maar ons gaan aan. Ja, so gepraat van toetse, in ons binneblaaie môre is daar 'n storie oor Beatrice Masilingi, ons snel ster, wat deesdae nie so 'n goeie tyd het nie. Vertel ons bietjie van waaroor die storie gaan. So, Beatrice Masilingi is nie die enigste atleet nie, enigste vroue atleet nie, maar sy, jy weet, ons almal weet sy en Christine Boma is al twee, wil nie sê gedwing nie, maar aangemoedig om sekere medikasie te neem om hulle testosteroon vlakke te onderdruk. Hulle was toch gedwing? Die dwingsituasie is doen dit of anders. Of jy kan nie deelneem. Of jy kan nie deelneem. En Beatrice wat toe sê sy het weens gesondheidsredes het sy die testosteroon medikasie gelos en dis kan sy nie deelneem nie en dis sal sy nou nie meer aktief wees as 'n atleet nie. Sy sê die enigste voorwaardes eintlik waarop sy sal kan terugkeer is as die reëls verander in die nabye toekoms. Ja, nee, die reëls is in elk geval, ek verstaan nie. En my groot ding is, en ek gaan nou 100% eerlik wees hier, so ek voel baie sterk hieroor. Ek onthou as 'n jong meisie wat het die gesprek gegaan oor Caster Semenya. Ja, jy weet, en of Caster Semenya mag deelneem, moet toegelaat word om deel te neem, en of Caster Semenya vrou genoeg is. Jy weet. Ja. En wat my kwaad maak is, as 'n vrou kan jy nie vir my sê my identiteit as vrou hang af van een ding of 'n ander nie. Dit hang nie af van of ek kan kinders kry of nie. Vroue wat weens gesondheidsredes, natuurlike gesondheidsredes nie kan kinders kry nie, is nie minder vrou daarvoor nie. So as jy sê, luister, jou baarmoeder is wat bepaal of jy 'n vrou is. Daar's vroue wat nie baarmoeders het nie. Is hulle minder vrou. Jou testosteroon vlakke bepaal of jy vrou genoeg is of nie. Raai wat, vroue van Afrika het aansienlik hoër testosteroon vlakke. Dit is wetenskaplik bewys. Is vroue van Afrika minder vrou? Glad nie. Jy weet? En dit is my groot probleem, is dat ons nou wil sê, maar jou vroulikheid, want dis die groot ding, sy mag nou nie in vroue kategorieë deelneem nie, want haar testosteroon is van nature te hoog, jy weet? En daar was, ek onthou met Caster Semenya was daar hierdie grappie dat dis goed en wel totdat 'n vrou van Afrika begin wen. Dan moet ons nou iets daaraan doen. Dan moet ons iets daaraan doen, en dis iets wat my vir jare lank, ek onthou, dit was een van die eerste sosio-politieke kwessies wat my werklik kwaad gemaak het. Caster Semenya is nie minder vrou omdat sy meer testosteroon het nie. En dieselfde geld vir my vir Beatrice Masilingi, dieselfde geld vir my vir Christine Boma. Hulle is vroue van Afrika. Vroue van Afrika het hoër testosteroon. Nee, ek stem volkome saam en ek dink ook dat môre se Republikein baie stories het wat mense net so sal aanraak en kwaad maak. Die een wat my geraak het is oor die skoolkinders in die Kunene streek. 13.000 van hulle, 14.000 wat nie by die huis aan die aand kan slaap nie. Hulle moet by 'n skool bly vir hulle se onderrig. En ons weet daai hostels is regtig waar nie
Ja. Dis half onmenslik. Ja. En vir daai jong mensetjies om hulle lewens, hulle skoolloopbaan so te begin en so deur te moet bring. Ek dink dit is hartverskeurend. Ja. Ek het die storie vertaal wat Desmarius Hansen geskryf het en hierdie statistieke dan aan die lig gekom tydens 'n toespraak wat die minister gegee het by die oorhandiging van verskeie skole en klaskamers en opgraderings in die Kunene streek. So daar's verskeie nuwe skole geopen en dit dan nou deel van die ministerie se plan om oorvol klaskamers aan te spreek. En toe ek sit en lees oor die oorvol klaskamers, toe dink ek terug aan my skool daar en my vriende wat in die koshuis gebly het en die koshuis wat langs my skool was, jy weet. En hulle probleem daar is dat die koshuis oorvol is, jy weet. Ek verstaan die koshuis is 'n manier juis om kinders, jy weet, wat nie toegang het tot by skool, wat nie loopafstand van 'n skool is nie, om hulle die kans te gun om te kan skool gaan, jy weet. Ek verstaan dit en ek het empatie met dit, maar terselfdertyd, soos wat jy sê, watter lewe gee ons vir daai kinders, jy weet. Ek onthou die koshuis langs my skool, baie keer was daar vensters uit, baie keer, jy weet, dan kom hulle by die skool vir al in die later jare toe gratis onderrig nou begin inkom, waarvoor ek ewig dankbaar is, jy weet. Maar wat hulle by die skool gekom het en gesê het, ons moes koud stort vir oggend, daar was nie warm stort nie, of my matras is so dun en jy weet, of baie van daai kinders wat sê, jy weet, ek probeer leer, ek probeer sit en leer en aan my skoolwerk fokus, maar daar is soveel geraas, daar's altyd mense, ek deel my kamer met soveel mense, daar's altyd beweging, ek kan nie fokus nie. Dis moeilik, dis moeilik. En dit dan natuurlik, daar is leerperiodes by die koshuis, maar as 'n leerling al voel hulle begryp nie die materiaal behoorlik nie, hulle moet bietjie ekstra tyd bestee. Hoe kry hulle dit reg? Ja, jy weet, met al daai beweging, met alles wat daar aangaan. Ja, so dit is 'n uitdaging en dis een wat werklik nie 'n antwoord het nie. Jy weet, in die ideale wêreld gaan elke leerling by sy huis bly en die ondersteuning van sy ma en sy pa hê. Jy weet, en dalk boeties en sissies en niggies en neefies en oumas en oupas en wie ook al nog in die huis bly. In 'n ideale wêreld sou dit ons situasie wees. Maar dit is nie moontlik nie. En 'n koshuis is dan nou ons tweede beste, maar terselfdertyd voel ek moet ons doen wat ons kan en gun ons dit aan elke Namibiese kind om toe te laat dat as hy ekstra tyd wil bestee aan sy skoolwerk, dat hy dit ongesteerd kan doen. Jy weet? So gepraat van antwoorde en die verhouding tussen ouer en kind. Daar was nog 'n storie wat jy vertel het wat Desmarius ook geskryf het is in Môre se koerant. En dis ook so 'n hartseer verhaal. Ja, dit is 'n ma van of die Toto wat sê, jy weet, haar kind het sy beskryf hom as iemand wat stil is, wat teruggetrokke is. Sy beskryf hom as haar steunpilaar en sy sê hy het saam met 'n vriend gaan jag. 'n Vriend het hom genooi om te jag en hy sê toe, ag weet jy, hy is nou nie heeltemal seker nie en die vriend sê toe vir hom, nee, maar hierdie kan dalk ons laaste keer wees wat ons saam kan gaan jag. En die twee is toe nou weg en die volgende dag kom die vriend toe nou terug sonder die seun en hy sê, ag ja, hy's maar net daar in die ander straat, jy weet, in die agterste straat, hy's hier, hy's in die omgewing. En hy gee en sy vat toe water vir hom, want sy voel hy's dors en sy probeer hom bel en hy antwoord nie. En toe sy by die huis terugkom, toe die vriend glo sy selfoon en flits by sy jonger boetie gelos nou. En sy sê dit het onmiddellik al vir haar rooi liggies laat afgaan dat iets fout is, want sy sê hy was altyd baie erg oor sy besittings en baie om sy besittings op te pas. So hy sal nie sommer net sy selfoon en sy flits agtergelos het, jy weet. En sy sê sy toe, dit is nou alles in April gebeur en sy sê sy's toe na die polisiestasie toe en sy vat toe nou die selfoon en die flits en jy weet, sê toe nou, luister, my kind is vermis. En die polisie het toe blykbaar vir haar gesê, dis nie genoeg bewyse nie. Hulle kan nie vir hom begin soek nie. Sure. En later van tyd is daar toe nou soektogte gehou, ek glo verlede maand of so, is daar soektogte gehou, maar sy sê dit begin nou half sy stoom verloor weer. Ja, en wat die polisie blykbaar vir op 'n punt gesê het, nee, maar sy moet wag vir sy liggaam. Vir sy lijk? Vir sy lijk, ja. Sjoe, Irene. Maar ongelukkig op daai noot moet ons nou bietjie stop, want daar is nog veel
Hopelijk beter nuus hier om te deel op Kletskompas. Baie dankie Irena en baie dankie julle. Bly by ons is nou weer terug. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. Welkom terug, kom ons loer bietjie in by die weerkantoor en sien of hierdie bibber weer sal volhou. Dis dan die weer vir Dinsdag die 11de Augustus 2026. Ons verwag op Katimi Molilo sal die temperatuur tussen 7 grade en 27 grade wissel. Sonskyn daar al die pad ook op Rundu vanaf 7 tot op 25 en Hana vanaf 11 tot op 28, Oshakati vanaf 11 tot op 27 en Ruacana vanaf 12 tot op 28 grade. Sonskyn al die pad by al die dorpies. Ook op Tsumeb sal die son môre skyn. Temperatuur sal wissel tussen 8 en 23 grade. Otjiwarongo bietjie koelerig in die oggend vanaf 3 tot op 20 grade verwag vir môre. Omaruru vanaf 6 tot op 25. Windhoek vanaf 2 tot op 19. Gobabis ook vanaf 2 tot op 19 temperatuur verwag vir môre. Sonskyn in al die dorpies. As ons kyk by Henties Bay, daar langs die kus sal die temperatuur wissel tussen 15 grade en 30 grade, ook sonskyn heeldag môre. Swakopmund vanaf 17 tot op 23, Walvis Bay vanaf 18 tot op 31, Rehoboth vanaf 0 grade môreoggend tot op 19 bietjie later in die dag, Mariental vanaf 4 tot op 18, Keetmanshoop vanaf 5 tot op 17, Aranos vanaf 4 tot op 18, Loedrits vanaf 16 tot op 30, Armsvlei vanaf 4 grade tot op 19 grade, en dit gaan bietjie misterig wees daar op Oranjemund, enigste plek waar die son nie heeldag sal skyn nie en die temperatuur sal wissel tussen 11 grade en 26 grade. Dis dan vir môre Dinsdag die 11de Augustus 2026. Welkom terug en in die ateljee nou met my Andrew Poolman. Andrew, dit was 'n opwindende naweek van sport, veral rugby. Maar ek verstaan, daar is 'n groot aankondiging met Namibiese cricket. Kom ons begin daar. Ja, so dan Vrydagoggend dan, ek dink dit was al so 'n bietjie van 'n oop geheim geweest. Mense het al so 'n bietjie geweet van die reëlings en so, maar dan 'n amptelike aankondiging Vrydag wat gedoen is dan van 'n so 'n driehoekige T20 toernooi tussen die 3 groot cricketspanne van Afrika, so Suid-Afrika, Namibië en Zimbabwe, wat dan so van die 28ste Augustus tot die 6de September hierso in Windhoek sal kom speel, ja, geborg deur FNB. So Suid-Afrika dink ek sal daarna ook agterbly vir 'n eendagreeks en so ja, eendag cricket 50 bilbeerte. Okay. So ja, ek dink is 'n lekker manier om die maand af te knoop. Ja, ek dink dit behoort nog eintlik lekker gees daarso by die stadion dan te wees as mens dink daai dag wat Suid-Afrika gespeel het, ja. En ek dink ons sal so 'n bietjie van dit wil sê recreate, so 'n bietjie weer van hy gees kry, ja. En ek hoop nou maar weer se span ja vaar ook goed in die toernooi. Ek dink hulle ons hou duim vas. Maar ek verstaan daar was ook skoolrugby oor die naweek. Vertel ons meer. Ja, so ons kan miskien aan begin daarso by die wedstryd wat NTV uitgesaai het op Walvis Bay, so die Namib Diesel
Narkies van Walvis Bay privaat skool wat dan in die Momentum NSSI onder 19 Premierliga teen laas jaar se kampioenspan gespeel het met die geel en die swart truie wat natuurlik die OK Foods Beere is, hy die gekombineerde span wat seker meestal Moria se spelers is, maar ook dan gekombineer met die 3 skole van Otjiwarongo. So hulle dan laas jaar gewen, hulle dan wel deurgegaan na die semifinale toe. Dit was dan die laaste naweek voordat die semifinale dan komende naweek gespeel word. Okay. So daar was dan, as ons miskien net dan gou kyk na die tellings van die naweek, so ook 'n groot wedstryd op Stampriet gewees vir VHS. Samsung Windhoek Hoërskool se laaste kans om dan vir die semifinale te kwalifiseer. Hulle het dan daai wedstryd gewen 53-17 teen Farmstyle El Nathan. Roots Gimnasium het ook 'n belangrike wedstryd gewen, 34-17 teen Karstveld. Op Swakopmund was daar 'n wedstryd Pro Ed Akademie wat dan hulle veldtog afgesluit het. Inspires Pro Ed Akademie wat gewen het teen Hollard Tsumeb Gimnasium 66-22. En dan is laaste ene daai ene het ons oor gepraat van Walvis Bay. Okay, nee, hulle wys bietjie potensiaal. En so gepraat. Vertel ons bietjie van die klub rugby wat oor die naweek afgespeel het. Een van die groot wedstryde was dan op Walvis Bay, FNB Kurus wat daar in 'n groot wedstryd betrokke was teen FNB Grootfontein. Altyd van hulle is in die top 4 spanne, so vroeg in die wedstryd was daar dan so 'n bietjie van onder ons, lyk my sommer so in die eerste minuut gewees. En dan 'n rooi kaarte daar so vir Jatamson van der Berg, die 8ste man van Kudus, en ook vir Jakan Jomoko Ortner van die slot van Grootfontein. So uiteindelik was dit Kudus wat die momentum gehad het en die meeste van die 3 gedruk het. Hulle het uiteindelik volpunte gekry in die wedstryd. Okay. So hulle het daai wedstryd toe gewen 48-31. Die ander wedstryd wat NTV ook uitgesaai het was dan op Rehoboth. Rio Falcon se derby teen FNB Rehoboth. Dis ook die wedstryd wat ons uitgesaai het Saterdagmiddag. Ook op NTV, so dit was ook 'n opwindende wedstryd gewees. Rehoboth wat aanvanklik meestal voorgeloop het, so nie met 'n groot verskil nie. En toe die telling so later gelyk op geraak, so by 27 elk en toe later 30 elk en op die einde was dit 40 elk gewees. En toe met die laaste beweging van die wedstryd het Rio Falcon toe 'n 3 gedruk met hulle flank Divan Matthys wat daar opgevolg het van 'n skop af. En so Rehoboth wat uiteindelik toe daai wedstryd gewen het. Rehoboth wat nou nie meer in tel is, hulle kan nou nie meer die semifinale haal nie. Maar dit was tog nog steeds 'n opwindende wedstryd gewees. Lyk lekker hardloop rugby. Ja, so ons kan miskien net daar vinnig dan kyk na die puntestand soos dit dan op die oomblik daar lyk. Okay, daar is dan die tellings van die naweek. Soos ons gesê het, Kudus 48-31 teen FNB Grootfontein. En dan die ander 2 wedstryde wat ons dan nie oor gepraat het nie, die voorlopers FNB Wanderers daaronder wat met 48-24 gewen het teen FNB Unam en Montego United wat ook aan die wenkant was teen FNB Dolphin. Ja, Dolphin het ook 'n bietjie meer kompeterend as hierdie jaar, ook 'n 5-3 gedruk het en 'n bonuspunt gekry het, maar United wat dan ook 7-3 gedruk het om volpunte te kry in die wedstryd. So ons kan gou kyk na die puntelys dan. So FNB Wanderers nog steeds dan voor daarso. Grootfontein in die 2de posisie. Montego United dan 3de geplaas is en dan Kudus, FNB Kudus, so 'n bietjie afstand tussen die top 4 en die res. So hulle is dan amper redelik veilig om in hierdie stadium deur te gaan in daai volgorde na die semifinaal toe. Okay. Vertel ons bietjie van Rugby Afrika se onder 20 toernooi. Was daar iets interessant? Ja, Namibia is die verdedigende kampioen. Laas jaar se toernooi gewen
met Ben Burger se span wat daar kaptein was. So die titel gaan verdedig. Vrydag hulle eerste wedstryd teen Tunesië. Glad nie so baie goed begin nie, hulle rustyd agter gewees 6-0. Het glad nie so goed gelyk teen 'n span wat ons eintlik nie teen behoort te sukkel nie. En uiteindelik paar plaasvervangings gemaak halftyd en toe daarom McRain van Wyk wat 'n strafskop oorgesit het en ook 'n skepskop en 1-3 wat hulle gedruk het van 'n lynstaan af. En toe uiteindelik daarom daai wedstryd gewen het 11-6, so hulle is dan deur na die finaal toe. Okay. So môre middag so 2 uur se kant dan Namibië se tyd. Die toernooi word dan Uganda se hoofstad Kampala gespeel. So Namibië wat dan in die finaal sal speel teen Kenia wat hulle wedstryd redelik ver gewen het en goed gelyk het teen Zimbabwe 35-23. So Namibië sal definitief hulle vlak moet lig. Baie beter rugby moet speel as wat hulle Vrydag gedoen het. So ja, ek dink ek weet hulle het net so eendag in Kampala vandat hulle daar geland het, so dit was dalk nou nie baie ideaal nie, maar so hopelik vind hulle voete om daai wedstryd Dinsdag te wen en dan te kwalifiseer vir die wêreld rugby onder 20 junior trofee toernooi wat dan ook so 'n bietjie 'n hoër vlak van internasionale spanne is wat dan hierdie jaar later in die jaar in Chili gespeel gaan word. Ek sien. Ja nee, ons sal moet duim vashou maar ook ondersteun. Kyk gerus as dit moontlik is op een of ander uitsaai platform. Ja, ek glo Rugby Afrika se Facebook bladsy het dit dan uitgesaai Vrydag en ook op rugbypass.tv was dit ook gewys, so mense kan behoort op een van die twee platforms reg te kom om die wedstryd te kyk. Okay, baie dankie Andrew. En ons wens ons jong spelers baie geluk. Baie dankie julle dat julle by ons aangesluit het vir hierdie uitsending van Klets Kompas. Tot ons weer by mekaar kan kom en lekker kan klets. Totsiens en totsiens. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises. From artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. Do you like traveling? Do you like to experience new places? Well, then you should tune into On the Rock, where we explore enjoy establishments all over Namibia and South Africa. Great food, great fun, and so much more. So be sure to mark your calendar as we explore the beautiful landscapes of Namibia at the various enjoy establishments. And where we also get to go on game drives, different activities, and meet the awesome staff of the different establishments. We will see you there. Watch On the Rocks every Monday at 9 p.m. on DSTV channel 285 and GoTV channel 25.